Vriende, hartlik welkom by ons erediens. Dit is 7 Februarie. Ek hoop u kon daarom so 'n bietjie gaan vakansie hou. Al was die strande toe, dat u ook 'n bietjie kon rus en dat u weer veilig by die huis kan wees. Ek sit een oggend baie vroeg, sit ek op die stoep, besig om koffie te drink tydens my sabbatsverlof. Die infeksietellings wat besig is om die hoogte in te skiet en ek is baie bekommerd oor mense in ons gemeente en ook ander kennisse wat baie siek is. Maar naby aan my sit 'n klein voeltjie en hy begin sing uit volle bors. Ten spyte van die bekommernisse, ten spyte van die onsekerheid, sing hy. Dink by myself, miskien sien hy die groter prentjie, miskien sien hy sy plek in die skepping van God. Doen hy wat hy die beste kan doen en dit is om te sing, 'n loflied te sing, ten spyte en te midde van die hartseer en die gebrokenheid en die vraag wat daar dalk mag wees. Hy herinner my weer net aan hierdie een waarheid en dit is dat daar uitkoms is, dat uitkoms op pad is, soms onverwags van iemand groter as ons bekommernisse. Hierdie iemand wat ons so nodig het, is die drie-enige God, wat in Jesus Christus sy seun ingegryp het meer as 2000 jaar gelede. En ook sy gees vir ons gelos het as waarborg en ook ons bevestig en sê dat hy baie naby aan ons is. Vriende, dit is Epifanietyd in ons kerklike jaar. Jesus het mens geword en sy bediening hier op aarde help ons om ook hoop te behou. Hy is die een wat ons wil leer. Hy is die een wat 'n plan het ook vir ons elkeen in 2021. En hierdie wonderlike God, vriende, groet jou ook vandag en sê genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die wonderlike en die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons skrifgedeelte vir oggend is Markus 1 vers 29 tot 39. Ek kan soontoe blaai, maar ons gaan nou eers na hierdie wonderlike lied luister. As u die woorde ken, die lied ken, kan u saam sing. O Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes. Ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. Hoe Heer die sorg verklein, vergroot vir alles. En u sorg dag na dag vir my, u kind. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, u grote naam. U seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig hy
sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Hy maak ons deel van al die grootse werke. Hy laat ons bid, hier dat hy ryk mag word. En kom hy weer in heerlikheid op wolke, maak hy volkomen nuut hy eiendom. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik ek eer U grote naam. Dan moet ek juig my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik eer U grote Vriende, om tyd te bespaar, gaan ons net die gedeelte lees nie. Dit is Markus 1 van vers 29 tot vers 39. Eintlik moet ons die hele eerste hoofstuk van Markus lees. Ek begin vanoggend met die vraag: wie is hierdie Jesus in Markus 1? Wie sê jy is hy? Markus begin en hy sê, hy is die seun van God. Met sy doop roep God uit, dit is my geliefde seun, oor jou verheug ek my, oor jou is ek baie bly. 'n Onbreekbare band tussen vader en seun. 'n Seun wat sy vader se wil goed verstaan. Jesus wat goed verstaan waarvoor sy vader hom aarde toe gestuur het. Hy het kom wys dat die koninkryk van God aangebreek het en dat mense hulle moet bekeer en die evangelie moet glo. Jesus is die draer van goeie nuus. Hy is die blye boodskap van God se verlossing. Meer as die draer, hy is die goeie nuus. Hy is die goeie nuus in 'n stikkende en in 'n siek wêreld wat binne ons leef. In Markus 1 sien ons hoe Jesus sy disippels roep en hulle uitnooi om saam met hom hierdie goeie boodskap, die blye boodskap van Jesus, te gaan versprei. Hulle sal nie meer vissers wees wat vis vang nie, maar hulle sal vissers van mense gemaak word. Ja, hulle sal die boodskap leef teenoor alle mense wat hulle pad kruis. Markus vertel dat Jesus sy bediening begin met verskeie genesingswondere. Die besetene van Kapernaum lees ons wat hom probeer keer om in die sinagoge te leer en op die Sabbatdag op te tree. Hy verlos die man van die bose gees wat hom vasgeketting het. Hy maak die bose gees stil, want die boodskap van wie hy werklik is, moet nie uit die mond van 'n bose gees kom nie, maar van elkeen wat in hom glo en sy disippels is. Elkeen wat in 'n verhouding met Jesus leef. Hulle moet die boodskap van Jesus versprei. Jesus maak die bose gees doelbewus stil, want ons as sy kinders, ja, ons moet die blye boodskap van Jesus Christus leef en ook gaan versprei. Toe Jesus die sinagoge verlaat, lees ons, stap hy nader en word hy gevra
om na die skoonma van Petrus te gaan. Die skoonma van Petrus was baie siek en hy moes haar gaan besoek. Sy het 'n baie hoë koors gehad. Ons sien en lees in hierdie gedeelte dat hy haar hand gevat het en dadelik het sy gesond geword. Wat doen sy nadat sy gesond geword het, lees ons? Dit was vir my baie interessant. Nadat hierdie vrou gesond geword het sy begin om mense met haar gasvryheid te bedien. Jesus se genesing maak haar diensbaar, Jesus se genesing maak haar dankbaar om te kan doen en te kan leef en te kan dien. Hoeveel mense getuig nie daarvan dat toe Jesus hulle gesond gemaak het, ook in hierdie COVID-tyd, in hierdie pandemie, dat hulle 'n nuwe uitkyk op die lewe gekry het. Dat baie dinge wat vir hulle eens belangrik was, nou nie meer vir hulle so belangrik is nie. Maar om Jesus Christus te dien, om die goeie te doen en sy liefde te leef teenoor alle mense, oorheers ook hierdie begeerte by hulle om ook nou 'n verskil in die wêreld te maak. Baie mense met wie ek gesels het hierdie getuienis om vir Jesus iets te doen, omdat hy hulle lewe kom aanraak het met sy genesende hand. 'n Nuwe uitkyk op Jesus, 'n nuwe sien wie hy werklik is en wat hy kan doen. Weer opnuut begryp wat regtig ook in hierdie wêreld van ons nou op hierdie stadium baie belangrik is. Vriende, hierdie gedeelte wat ons vanoggend lees sê dat Jesus het gesag oor siekte. Hy kan genees. Hy is die groot geneesheer. Die mense by die huis van Petrus se skoonma het dit eersterangs gesien. Hulle was so beïndruk en hulle was so opgewonde oor hierdie wonderwerk wat Jesus gedoen het. Ons lees dat hulle hom gaan opsoek het. Nadat die Sabbat verby is, nadat die son gesak het hulle mense gaan haal wat siek is en na Jesus toe gebring. Ons lees dat Jesus hulle psigies en fisies gesond gemaak het. Jesus, die Seun van God, kan genees. Jesus wat die koninkryk van God aankondig, wat die duiwels uitdryf en hulle stil maak en sy volgelinge aanmoedig om ook die wonderboodskap van Jesus se verlossing te verkondig. Die môre vroeg het Jesus opgestaan en het hy in stilte en afsondering gaan bid, het hy met sy Vader gaan praat, het hy seker gemaak dat hy binne die wil van God, sy Vader, leef. Seker gemaak dat hy nie ingetrek word in mense se verwagtings van wie hy vir hulle moet wees nie. Want sien, hulle wou vir Jesus op die troon sit en hom koning maak. Hulle wou hom verlei met sy gewildheid, dat hy ook in die stryk sou trap om sy gewildheid tot sy voordeel en tot ander se voordeel ook sal gebruik. Hulle wou hom verlei om in die kalklig en die sukses van die dag ook verlei te word en in dit ingetrek te word. Maar nee, Jesus weet waarvoor sy Vader hom gestuur het. Hy bly gehoorsaam, hy weet, ja, hy moet verhoog word, maar verhoog word van die kruis. Hy gaan 'n koning wees. Hy is die koning van hierdie wêreld, maar 'n koning aan 'n kruis, wat verlossing bring. Genesing deur sy wonde, genesing deur sy lewe te gee en op te offer en te sterf vir hierdie sondige en siek wêreld waarbinne ons leef. Die disippels, lees ons vroegoggend, steur hulle nie in Jesus se afsonderingstyd en in sy gebedstyd nie. Hulle gaan pla hom. Hulle roep uit en sê, almal soek U, Here, wat waar is, maar wie soek hulle werklik? Die een wat op klein plekkies gaan preek en mense daar gesond maak en sy koninkryk daar laat deurbreek. Die een wat nie verlei word deur die blink en die spoggerige wêreld waarbinne ons meestal leef en wat mense baie keer verlei om selfgerig te leef nie.
maar 'n ander koninkryk wat anders lyk, wat Jesus kom aankondig. 'n Koninkryk waar mense vir mekaar omgee, waar mense vir mekaar sorg, waar mense moeite doen met mekaar, waar mense die boodskap van Jesus ernstig opneem, op hom vertrou en ook sy blye boodskap bring tot aan die uithoeke van hierdie wêreld. Nie self wil ingryp en self wil planne maak nie, maar wat toelaat dat God hulle lewens kom verander. Die koninkryk wat hier en nou is, die koninkryk wat hier en nou deurbreek, ja, in die alledaagse lewe van ons dag, waar mense nie vir hulle self lewe nie, maar vir Christus Jesus, die Seun van God. Vriende, Jesus, die Seun van God, dis die een wat ons moet navolg. Die een wat elke oggend baie vroeg opgestaan het om met sy Vader te praat, in stil wees en in afsondering, wat gehoorsaam gebly het aan sy Vader en die wil van sy Vader gedoen het en sy roeping verstaan het. Vriende, en ek en jy, kom ons leer uit Jesus se lewe. Kom ons wees gehoorsaam aan God se roeping ook vir jou en vir my. Moenie dat die wêreld ons mislei met status en gewild wees en na almal se pype dans nie. Wees 'n disipel van Jesus wat sy of haar roeping by God ontvang en ook gehoorsaam is en gehoorsaam bly aan dit wat jy en ek gehoor het. Mag ons nie stil bly nie, mag ons van hierdie Jesus vertel, mag ons geloof in hom geïntegreer wees in al die fasette van ons lewens, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Die woorde van Jesus, bekeer julle en glo in die evangelie van God. Vriende, ons het mekaar baie nodig in hierdie tyd, meer as wat ons dink. Ons wat in Jesus glo moet aanhou hoop en liefde en selfs ook fisiese kos vir mense gee. Elkeen van ons moet ook hierdie boodskap wat ons ontvang het, die blye boodskap ook vandag aan iemand stuur. Miskien moet jy hoor by die Here, wie is hierdie persoon wat vanoggend hierdie boodskap so nodig het? Die boodskap dat ons 'n God aanbid, 'n koning aan die kruis, wat sy lewe vir ons pryse gegee het. Wil jy nie vandag jou telefoon optel of 'n boodskap stuur en vir iemand bel nie en iemand hoop gee nie? Miskien moet jy vandag 'n bord kos by iemand gaan aflaai wat regtig baie honger is, wat siek is en nie self kos kan maak nie. Vriende, ons het mekaar nodig. Ja, Jesus het sy lewe vir ons gegee. En daarom kan ons ook vandag sy liefde aan iemand anders ook gee. Wees hierdie iemand vandag, want Jesus het jou lief, Jesus versorg jou, hy is die een wat kom ingryp het ook in jou lewe, die belangrikste ook in jou lewe. Ek wil hê dat jy na 'n videogreep sal kyk, is baie kort, en kyk daarna en sien wat die Here ook vanoggend, ook vir jou daardeur wil sê.
Vriende, mag Jesus se voorbeeld ons inspireer. Mag ons vashou aan hom wat sy lewe vir ons pryse gegee het. Mag ons elke dag ons krag nuut by hom vind in gebed, stilte en afsondering. En mag ons by hom hoor wat sy wil vir ons lewe is en mag ons gehoorsaam wees aan sy wil en ook die roeping wat hy vir elkeen van ons gegee het. Hierdie Here seën u ook vanoggend. Genade en vrede vir elkeen van julle. Deur die wonderlike liefde en genade van God ons Vader en die Here Jesus Christus en die saamwees van die Heilige Gees wat elke tree ook hierdie jaar saam met jou sal loop. Amen. The gentle healer came into our town today. He touched blind eyes and their darkness left to stay. But more than the blindness, he took their sins away. The gentle healer came into our town today. The gentle healer came into our town today. He spoke one word that was all he had to say. And the one who had died just rose up straight away. The gentle healer came into our town today. Oh, he seems like just an ordinary man, with dirty feet and rough but gentle hands. But the words he says are hard to understand, and yet he seems like just an ordinary man. The gentle healer, he left our town today. I just looked around and found he'd gone away. Some folks from town have followed him. They say that the gentle healer is the truth, the life, the